Namens die familie, baie welkom aan elkeen van die vanoggend. Ons is hier om eer te betoon en afskeid te neem van 'n geliefde, 'n vriend, vriendin, iemand wat vir ons elke een besonder was, wat vir ons elkeen en vir die familie naby en iets was wat ons moet onthou en vier, en dis hoekom ons hier is vandag. Ons vier die lewe van Marjorie en dis vir ons lekker om die almal hier te hê saam, om die familie te kan bemoedig. Die gemeente wil sy innige simpatie meedeel en vir die familie sê dat ons dink aan julle. Ons weet dit is nie 'n maklike tyd nie, maar ons gebed is dat God hierdie verlange en hartseer ook sal verander in onthou en herinneringe aan dit wat vir ons mooi was en mooi is. By oomblikke soos hierdie van afskeid is ons diep bewus van ons hartseer en verlies. Ons geloof in die opgestaane Here Jesus Christus vul ons egter met vrede en met hoop. Net so seker as wat ons hier vandag finaal afskeid neem. Net so seker is ons seker daarvan dat Jesus Christus ons red en beloof het dat ons eendag volledig by hom sal wees, saam met hom sal wees vir ewigheid. Vandag eer ons die Here vir Marjorie. Ons eer die Here vir die geleentheid wat ons gehad het om tyd saam met haar te kon spandeer. As ons so kyk na die 2 datums by haar naam, is dit 2 belangrike datums. Die geboortedatum en die sterfdatum. Maar jou hele lewe word opgesom deur daardie klein streepie tussen die 2 datums. Vanoggend besef ons hoe kosbaar is die lewe. Hoe kort dit ook al is. Elke oomblik is kosbaar. En ons is hier om daardie kosbare oomblikke te vier. Kom ons sit net so, dan buig ons die hoofde. Here, hier is ons. Hier staan ons nou voor U, Here. Met hartseer, met verlange, met onthou, met herinnering, met vrae, Here. Ons pleit, Here, dat U ons sal bystaan, dat U ons krag sal wees, dat U ons vertrooster sal wees, en dat U vir ons sal antwoord op dit wat vir ons uitdagings is, dit wat vir ons moeilik is om te verstaan, Here. Maar Here, dat U saam met ons die pad verder sal stap. Ons wat nou alleen verder stap, Here. Ons dank U, Here, vir Marjorie se lewe, vir dit wat sy gedoen het in ons lewe, vir dit wat sy getuig het, Here. Mag daardie getuienis in ons harte en ons verstand wees. En mag ons onthou dat net U ons redder is. Soos wat sy aan U vasgehou het, vra ons dat U ons help om elkeen vandag so aan U te mag vashou. Here, U is ons hoop, U is ons troos. In Jesus Christus, ons Here. Amen. Ek groet julle dan ook vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, aan almal vir wie God liefhet en wat hy geroep het om aan hom te behoort, genade en vrede vir julle. Ons skrifgedeelte kom uit Psalm 103, 'n Psalm wat Dawid skryf omdat hy die Here loof vir sy lewe. Die familie het gevra ek moet uit hierdie gedeelte lees. Eintlik het Marjorie self gevra dat ons daaruit sal lees. Dit was nogal vir my uitdagend om deur dit self te lees en te wonder wat sal ek nou vandag sê. En dan onthou ek 'n lied wat ek aan die einde graag vir u sal wil speel,
wat dit alles opsom. Maar kom ons gaan so deur die gedeelte, dan lig ek net 'n paar punte uit. Dit begin deur, loof die Here o my siel, ja, alles wat in my is, sy heilige naam. Loof die Here, maar dis nie loof die Here net om hom te aanbid soos elke dag nie. Dis 'n selfondersoek hier. O my siel, Dawid besef om voor God te staan, is om ook te weet wie ek is voor God, waar ek in my verhouding is met God, en wie God is. Hy is die Here, die skepper van alles. Hy hou alles in stand. Sy naam is heilig. En om dit dan heilig te noem, sê iets van God. Dis 'n naam sonder smet, sonder vlek, sonder gebrek. Dis volmaak. Dis eenkant gesit, want daar's niemand soos hy nie. Loof die Here o my siel, en moenie enige van sy weldade vergeet nie. Kyk terug oor my lewe, en onthou vandag, wat God in my lewe gedoen het. So staan ons elkeen voor God, en onthou, wat het God in ons lewe gedoen, daardie streepie, tussen geboorte en sterwe, daardie opsomming van my lewe, waar begin dit, en waar eindig dit, is in die hande van God. Hy wat al jou sondeskuld vergewe, wat al jou siektes genees, wat jou lewe vrykoop van die graf, jou kroon met troue liefde en ontferming. Dis hier's 'n wending hier. Eers begin Dawid om homself te ondersoek, en dan ontdek hy wanneer hy voor God staan, dat ek is maar net 'n sondige mens, 'n stikkende mens. 'n Mens wat ly aan die wêreld se grootste siekte, aan die pandemie van die wêreld, wat ons noem sonde. Dis die siekte wat ons almal tref. Niemand kan daarvan loskom nie. Die feit dat ons sterf is die gevolg van sonde, is die gevolg van die sondeval, wat nie eindig nie. Maar God se belofte gaan verder, as wat hier eindig. In Christus Jesus gaan die belofte tot die ewigheid. Hy kroon my met liefde en ontferming, wat jou begeerte met die goeie versadig. Hy kroon my met liefde en ontferming, wat alles oortref. Dit vul my en versadig my, want dit herinner my aan wat Christus beloof het, om ewig en altyd by hom te mag wees. Soos 'n arend word jou jeug dan weer nuut gemaak in Christus. 'n nuwe mens, nuut in hom, die Here hand af geregtigheid, die geregtigheid van almal wat verdruk word. Hy sien die nuttelose, hy sien die nood, hy sien ons uitdagings, hy's nie los daarvan nie, hy's betrokke daar binne. En hier ook waar dit nou vir ons hartseer is, waar ons afskeid neem, hier is God ook by ons nou. Hy het sy weë aan Moses geopenbaar, aan die Israeliete sy dade. Vat ons terug daar na waar God 'n volk uit slawerny uitlei, soos hy ons uit ons sonde slawerny uitlei, wat hy hulle uitlei en deur die water laat gaan, deur dit wat vir hulle moeilik was. Hulle was nie mense wat noodwendig kon swem nie, om deur daardie massa water te kon stap, is om deur te kom en anderkant lewendig te word. Laat my dink aan, ons het op 'n stadium in Rusland kuier ons by 'n pastoor, en hy vertel hoe hy die mense in die winter daar in die Volga rivier doop. Hulle kap so gat daar in
in die ys, van die rivier ys toe. En dan klim jy daar met 'n leertjie in. En hy druk dan jou kop daar onder die ijskoue water. Hy sê jy sterf, en wanneer jy jou uithaal word jy lewendig. En dis waarin ons herinner word hier, 'n volk wat eintlik dood in slawerny was, word lewendig, met 'n God wat hulle uitlei. Barmhartigheid en genade nadig is die Here, genadig en oorvloedig in troue liefde. Sy genade strek baie verder. Dit strek van deur Jesus Christus wat kom. As hy sê hy het ons elkeen so lief gehad dat hy sy seun vir ons gegee het. Sy liefde gaan baie ver. Inteendeel, Dawid skryf daaroor. Hy beskuldig nie vir ewig nie. Hy bly nie vir altyd toringrig nie. Sy genade en liefde is baie naby aan mekaar. Hy behandel ons nie ooreenkomstig ons sonde nie, en vergeld ons nie ooreenkomstig ons sonde skuld nie. Hy weet wie ons is, maar ons word nie daarvoor vergeld nie. Dis juist wat Christus kom doen het. Hy het die straf van ons sonde op hom geneem, sodat ons vry kan wees, en vry in hom kan leef. Ek en Maggie het die voorreg gehad om baie tyd saam met Eddie en Marjorie te spandeer die laaste paar maande. En ons het baie seker gemaak eendag, toe ons saam met haar daar in die hospitaal is, of sy seker is van haar verlossing. En sy kon dit getuig met soveel oortuiging. Kon sy sê dat die Here het my vergewe. Die Here is my redder. Die Here is my God. Hy het aan my 'n belofte gemaak. 'n Belofte wat ewig sal hou. En dis die mooi getuienis wat ek vanoggend aan julle wil oordra wat ek by haar gehoor het. Sy was seker van wie God is. Want sy kon ook, soos Dawid sê, so hoog as wat die hemel bo die aarde is God se liefde. So wyd is sy liefde. Sy troon, sy troue liefde. So troon sy troue liefde bo die wat vir hom ontzag het. Wanneer ons sy uitgestrekte hand gryp, wanneer ons hom aanneem as ons Here en Verlosser, dan ontdek ons hier die groot troue liefde. So ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Dit kan nooit weer by mekaar kom nie. Sy vergifnis is volmaak. Soos 'n vader hom ontferm oor kinders, so ontferm die Here hom oor die wat vir hom ontzag het. Hy koester ons soos iemand, die volmaakte Vader. Die volmaakte Vader wat volmaak lief het. Niemand in hierdie wêreld is volmaak nie. Maar as jy kan dink aan 'n volmaakte Vader, wat werklik omgee, want hy weet waarvan ons gemaak is, want hy het ons gemaak. Hy hou in gedagte dat ons maar stof is. 'n streepie tussen twee datums. 'n kort tyd hier. Maar sy liefde dring hom daartoe dat hy ons graag by hom wil hê. En daarom sterf elkeen van ons. 'n mens soos gras is sy lewensdae kort. Soos 'n veldblom, so bloei hy. As die wind oor hom waai, is hy nie meer daar nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Wanneer die warm wind van die woestyn af oor 'n veldblom waai, dan verwelk hy. Dan gaan hy tot niet. Ons mens is maar so nietig. En juis vanoggend weet ons hoe nietig ons lewe maar is. Hoe broos ons as mens maar eintlik is.
Maar in teenstelling daarmee, die troue liefde van die Here is van altyd af en vir ewig oor hulle wat vir hom ontzag het, en sy geregtigheid geld vir die kinders se kinders. Sy geregtigheid vir die kinders se kinders. Vir die wat hom lief het tot in die 1000ste geslag, sal hy God wees. Vir hulle wat sy verbond hou, en vir hulle wat sy opdrag in gedagte hou, om dit uit te voer. Vir ons wat in hom verbind is deur Jesus Christus, is daar 'n belofte vir ewig en ewig. Die Here het in die hemel sy troon gevestig, en sy heerskappy strek oor alles. Die Here is in die hemel, en hy regeer oor alles. Die woord sê, hy hou die heelal in sy handpalm. Hy hou ons in sy handpalm. Dit sê, wanneer ons Jesus Christus aanneem, dan grafeer hy ons naam in sy handpalm. Ons behoort aan hom. En daarom kan ons saam vanoggend, wanneer ons in Jesus Christus is, kan ons saam juig. Prys die Here, julle wat sy boodskappers is. Sterk helde wat sy woord uitvoer, deur sy bevele te gehoorsaam. Deur aan hom gehoorsaam te wees. Loof die Here, al sy hemelse magte, sy dienaars wat sy wil volbring. Saam met die hemel en saam met die hemelwesens en saam met die engele en saam met alles, kom ons vanoggend om die Here te loof, om hom te prys. Loof die Here alles wat hy gemaak het, op alle plekke waar hy heers. Loof die Here, o my siel. Ek wil graag hierdie gedeelte opsom, deur vir julle lied te speel. Lees gerus die woorde, soos dit op die bord verskyn. Want ek glo, dis die lied wat Madri nou in die hemel sing. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit
vesting. Die Here is my krag. Hy's my bron en hy's my redder. Die een op wie ek wag. Kom ons bid saam. Here, ek dank U vir die lewe van Marjorie. Ek bid dat deur die geloof in Jesus Christus elkeen van ons U kan aanbid in haar dood. Mag ons bly in U goedheid en krag en in U planne wat buite ons vermoë is om hierdie kant van die hemel te verstaan, Here. Is nie altyd maklik nie. Mag elkeen hier deur die geloof en in dit wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis, vreugde ervaar, in die wete dat Jesus vir ons die dood oorwin het, en dat deur Jesus Christus ons toegang het tot U teenwoordigheid vir ewig, en dat ons uitsien na die dag wanneer ons daar om die feestafel gaan saam sit, en U gaan loof en prys en saam gaan kuier. Ons dank U, Here, vir die vergifnis van sonde. En ons dank U, Here Jesus Christus, dat die dood nie meer langer oor ons regeer nie. Ons dank U, Here, dat ons vanoggend by U kan pleit, dat U ons sal bystaan, dat U ons sal vertroos, en dat U ons krag sal wees. U is ons enigste toevlug, in Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons gaan ook nou na 'n video skyfie vertoning kyk. So ons gaan die lied luister terwyl ons na die skyfie vertoning kyk as 'n laaste eerbetoon. So sit net rustig en kyk dit saam met ons. A hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me.
Ons gaan nou oor na die huldeblyke en die bedankings. Vandag is ons saam om die lewe van my ma, Marjorie, te vier. En om te herinner aan die liefde wat sy in ons lewens gelos het. Sy was 'n vrou van sagtheid en warmte. Liefde was iets wat sy elke dag geleef het en nie net gesê het nie. In haar teenwoordigheid het mens veilig gevoel, gesien gevoel, geliefd gevoel en altyd welkom. My ma het vir ons 'n kinderlewe gegee wat vol warmte en vreugde was. Sy het met klein dinge groot liefde gewys. Met haar egtheid en eenvoud het sy ons harte gevorm. Haar sorg, haar geduld en haar opregtheid was die fondasie waarop ons groot geword het. Sy het 'n besonderse vermoë gehad om lig te bring waar dit donker was en vrede waar daar onrus was. Selfs in moeilike tye het sy nie bitter geword nie. Sy het sag gebly, liefdevol gebly en getrou gebly aan wie sy was. My ma was nie net 'n moeder nie. Sy was 'n vrou, 'n suster, 'n dogter en 'n vriendin. Sy was ook 'n ouma vir 4 kleindogters. Sy het altyd gesê sy wou 'n dogter gehad het. En nou het ek en my broer elkeen 2 vir haar gegee. Elke een het sy verskriklik bederf en met haar hele hart lief gehad. In elke rol wat sy gespeel het in haar lewe, het sy met haar hele hart lief gehad. Haar liefde het soos 'n roos geblom, selfs tussen die moeilike omstandighede van die lewe. Ons ma het nie net haar dade vir ons my ma het nie net met haar dade vir ons 'n voorbeeld gestel nie. Sy het dit ook met geloof en haar verhouding met die Here gedoen. In die middel van die nag het sy Psalm 103 in haar dagboek geskryf. 'n teks wat sy diep in haar hart gedra het, en die teks waaroor Dominee Driaan so mooi gepreek het. Dit herinner ons aan haar dankbare hart, haar vertroue in die Here en die manier waarop sy altyd die seëninge van God gesien het. Soos die Psalm sê, het sy haar siel opgehef, die Here geprys vir sy goedheid, sy liefde en sy sorg. Ons neem hierdie voorbeeld saam met ons en laat haar liefde en geloof ons lei vorentoe. Vandag neem ons afskeid, maar ons doen dit met die wete dat haar pad sonder pyn en swaar kry is. Ons glo dat sy in die sorg van die Hemelse Vader is, veilig, heel en in vrede. Ek kan vandag in die liefde van my ma voel en sien in almal wat hier is. In elke boodskap, elke herinnering en elke oproep wat ons die afgelope tyd ontvang het. Sy het hierdie liefde werklik uitgeleef. En dit is duidelik dat elkeen wat oor haar pad gekom het, dit kon voel en beleef. Haar lewe het nie net vir ons betekenis gehad nie, maar vir almal rondom haar. Ma, dankie vir die lewe wat jy vir ons gegee het.
Dankie vir jou liefde, jou opoffering en jou sagte hart. Ons gaan jou mis, maar ons is dankbaar vir elke herinnering, elke les en vir die liefde wat jy so vrylik uitgedeel het. Ek wil graag afsluit met haar eie gebed, wat sy aan die voorkant van haar dagboek geskryf het. Vader, ek bid dat U my ten volle sal seën, dat U my geestelik grondgebied sal vergroot, dat U hand met my sal wees, en dat U my sal bewaar teen die bose en sy planne. Amen. Dankie. Voor die seën en die lied wil ek graag namens ons familie dankie sê vir al die liefde, sorg en ondersteuning die afgelope tyd. Dankie aan Tannie Marika, Gerda, Clarissa, Evelien, Ilse, Obi en Sophie, dat julle so mooi na my ma gekyk het. Dat sy gemaklik was en dat die huis so mooi vol blomme was. Dankie vir die dokters en die verpleegpersoneel, Dr. Strydom, Dr. Pretorius en Dr. Bouwer, Suster Rina, as ook die home care nurses, Noe, Nancy, vir julle toewyding. Dankie aan NG, Protea Park en NG Rustenburgsuid, Tannie Karen vir die mooi orgelspeel en Dominee Drian. Dankie dat julle my ma geestelik bygestaan het, wanneer sy dit nodig gehad het. Dankie aan Dubs, en Tannie Amelie vir die help met die begrafnisreëlings en die verversings na die diens. En laastens, dankie aan almal wat boodskappe gestuur het, gebel het, kom kuier het, en vir elkeen wat hier is vandag saam met ons. Ons het elke woord, elke gebaar en elke teenwoordigheid gevoel. Omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Hy sal by julle wees en julle seën, om 'n seëning vir ander te wees. Amen. Jy is welkom om die laaste eerbetoon te kom doen.